Goeiedag julle, Jolandi van die Bybel in 1 jaar. Ons lees vandag saam met Johannes hoofstuk 18. In Johannes 13 versie 21 tot 28 het ons gelees hoe Jesus gesê dat Judas hom sou verraai, maar dat nie een van die disippels werklik verstaan het dat Jesus na Judas verwys het nie. En nou hier in hoofstuk 18 vanaf versie 1 tot 11 lees ons hoe Judas sy plan tot uitvoering gebring het, toe hy saam met 'n groot groep Romeinse soldate en dienaars van die owerpriesters Jesus in die tuin van Getsemane ontmoet het. Die rede vir die groot leermag word nie genoem nie, maar moontlik het die geestelike leiers voorspel dat daar konflik sou wees as hulle Jesus probeer arresteer het, en daarom dat hulle besluit het om versterking saam te stuur. Judas het waarskynlik gedink dat hy Jesus omkant sou betrap het, maar wat hy nie verstaan het nie, is dat Jesus ten alle tye in beheer was, selfs in hierdie oomblik. En in verse 4 tot 6 kom bevestig Jesus dit, wanneer hy homself vrywilliglik aan hulle oorlewer. In vers 6 maak Jesus sy goddelikheid aan hulle bekend, deur te sê, dit is ek. En ons sien hoe sy vyande magteloos teen hom staan, wanneer hulle agteruit beweeg en op die grond val. Tog sien ons hoe Jesus inwillig om saam met die soldate te gaan, en hoe hy in vers 8 versoek dat hulle net sy disippels in vrede moet laat gaan. In verse 10 tot 12 sien ons hoe Petrus die diensknegt se oor afkap ter verdediging van Jesus. En alhoewel dit dalk na 'n baie brawe daad kan lyk, gaan ons net in die volgende gedeelte Petrus se lafhartigheid sien, wanneer hy Jesus met sy woorde verloon. In verse 13 tot 27 lees ons dan hoe Jesus voor die Joodse raad verskyn het vir sy onregverdige verhoor, en hoe Petrus in dieselfde tyd Jesus 3 maal verloon het. Iets interessant om na op te let, is Johannes se woorde in vers 14, waar ons terugneem na Johannes hoofstuk 11, vers 50, waar Kajafas onwetend geprofeteer het dat Jesus namens die volk sou sterf. En dit kom bevestig net weer eens dat Jesus ten alle tye in beheer was. In verse 15 en 16 lees ons hoe Petrus en Johannes Jesus gevolg het tot by die hoëpriester se huis. En in verse 17 en 18 sien ons hoe Petrus dan die eerste keer vir Jesus verloon het. In verse 19 tot 24 ondervra die hoëpriester vir Jesus, en ons sien hoe Jesus ten alle koste sy disippels beskerm en als op homself neem. In vers 20 probeer Jesus dan verduidelik dat hy geen geheime doktrines verkondig het nie, en dat hy openlik gespreek het daar waar hy gekom het. In vers 21 kom herinner Jesus die hoëpriester dat daar ooggetuies nodig sou wees, sou hulle hom wou aankla oor die lering wat hy in die sinagoges gegee het. Vers 22 kom wys net weer vir ons die genade wat ons Vader het, wanneer die dienaar wat Jesus se fisiese mishandeling begin het, anoniem gehou word. En is dit nie net wonderlik om te dink dat al ons woorde en dade nie publiek gemaak word nie, maar dat Jesus se kruisdood juis die uitwissing daarvan vir elkeen van ons gebring het. In verse 25 tot 27 kom verloon Petrus nog 2 kere vir Jesus. En in Lukas 22 verse 61 en 62 lees ons dat Jesus vir Petrus kon sien toe dit gebeur het, waar ons die skrifgedeelte as volg lees. En die Here het hom omgedraai en Petrus aangekyk. En Petrus het die woord van die Here onthou, wat hy vir hom gesê het. Voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik geween. In verse 28 tot 40 sluit die hoofstuk af
waar Jesus uiteindelik voor Pilatus verskyn. Johannes gee nie veel ag op Jesus se verskyning voor Kajafas nie, maar meer kan hieroor gelees word in Matteus hoofstuk 26 vanaf vers 57 tot 68 en ook in Lukas 22 vers 66. Wat Johannes wel doen, is om in vers 28 die skynheiligheid van die Joodse leiers duidelik openbaar te kom maak. Wanneer die leiers nie in die goewerneur se paleis wou ingaan nie, sodat hulle nie seremonieel verontreinig sou word nie. Tog het hulle glad nie omgegee dat hulle besig was om 'n onskuldige man na sy dood te lei nie. So in hul dade het hulle kamma by die wet gehou, maar oor hulle gewetens was hulle nie bekommerd gewees nie. Pilatus was 'n wrede, gevoellose mens gewees. Dis het die Joodse leiers guns van hom verwag. Maar Pilatus was ook regverdig wat die Romeinse wet aanbetref het. Dis wou hy nie die ompaaie van die Joodse leiers hoor nie, maar eerder presies wat die oortreding van Jesus was. Toe die Joodse leiers hom nie kon antwoord nie, het hy hulle beveel om Jesus self te veroordeel volgens die Joodse wet. Daar was egter een groot probleem hiermee. Die Romeine het nie die Jode toegelaat om iemand ter dood te veroordeel onder hulle eie wet nie. Hulle het dus Pilatus se hulp nodig gehad. Weereens het die Jode nie besef dat hulle eintlik maar net Jesus se eie woorde tot vervulling sou bring deur hom 'n Romeinse kruisdood te laat sterf nie. Want in Johannes 3 vers 14 het Jesus dit reeds so gespreek. Die gesprek tussen Pilatus en Jesus moes baie beslis verwarrend vir Pilatus gewees het. Want na regte het Jesus niks verkeerd gesê of gedoen nie. En daarom gaan Pilatus in vers 38 en kondig aan dat hy geen fout kon vind in Jesus nie. En ek kan my amper Pilatus se gesigsuitdrukking indink, toe hy dink hy laat Jesus vry in vers 39, en die Jode roep uit dat 'n ware krimineel eerder vrygelaat moes word. In Spreuke 20 vers 23 lees ons: Twee soorte gewig is vir die Here 'n gruwel, en 'n valse weegskaal is nie goed nie. So mag ons elkeen iets uit hierdie deel van Jesus se verhaal neem, om 'n waaksaamheid te hê, om nie met dubbele standaarde te leef nie. Laat ons ja wees, en laat ons nee wees. Want selfs dit wat in die donker gebeur, sal eendag aan die lig kom. Mag julle almal 'n geseënde dag hê. Totsiens.